Wanneer ons met verhoudings werk, dan werk dit baie keer lekker as ons die verhoudings kan vereenvoudig. So as ons dink aan die woordjie vereenvoudig, eenvoudig beteken ons maak hom makliker. So ons gaan die getalletjies kleiner maak, sodat ons makliker met ons verhoudingssomme kan werk. So in die vraestel wat jy kry, gaan die juffrou of die meneer baie keer vir jou sê, vereenvoudig die verhoudings, en dit is dan hoe jy dit gaan doen. So hulle gaan vir jou sê, skryf hierdie verhouding in die eenvoudigste vorm. Dis gewoonlik die vraagie wat hulle gee, dan gaan hulle vir jou so enetjie gee. Sê nou maar 4 tot 2. Dan gaan soek jy, watter getal in die hele wye wêreld is die grootste getal wat in 4 kan indeel, en hy kan ook in 2 indeel. So die getal wat in 4 kan indeel, en in 2 kan indeel, is dan 2. So nou sê ek 2 gaan in 4 in 2 keer, en 2 gaan in 2 in 1 keer. En dan onthou ek my 2 kolletjies, daai wat ek so sê, tot. So my nuwe verhouding is dan 2 tot 1. Sien, nou is dit baie kleiner getalletjies, so dis nou makliker om daarmee te werk. Kom ons probeer nog een. Hierdie een sê 9 tot 3. So ons vra vir onsself, watter getal in die hele wye wêreld is die grootste getal wat in 3 kan ingaan en in 9 kan ingaan. So die grootste getal wat in al twee hierdie getalle kan ingaan is 3. So 3 gaan in 9 in 3 keer en 3 gaan in homself in 1 keer. En ek onthou my verhouding tekentjie daar, so my nuwe verhouding is dan 3 tot 1. So ek maak my getalle kleiner. As ek in die linkerkant deel met 3, dan moet ek ook in die regterkant deel met 3. So ek deel altyd met dieselfde getal. Kom ons kyk hierin, ons maak ons getalle so 'n bietjie groter. So ons soek, watter getal in die hele wye wêreld is die grootste getal wat in 200 kan ingaan en hy kan ook in 900 ingaan. So dan gaan ons sê, die grootste getal, die grootste gemeene deler, die GGD van 200 en 900, gaan wees 100. So 100 gaan in 200 in 2 keer, en hy gaan in 900 in 9 keer. En dan is my verhouding nou lekker eenvoudig, hy is maklik, die getalle is kleiner om mee te werk. So my nuwe verhouding gaan wees 2 tot 9. Ons probeer hierheen, ons soek die GGD, die grootste gemeene deler, of die GGF kan ons ook sê, die grootste gemeene factor van 650 en 200. So die grootste getal wat in 650 kan indeel en ook in 200 kan indeel. Nou die grootste getal wat in albei hierdie syfers kan indeel is 50. Dan sê ons 50 gaan in 650 in 13 keer. En 50 gaan in 200 in 4 keer. En dan weet ons, nou kan hy nie nog kleiner nie, want 13 is 'n priemgetal, so ons sê my nuwe verhouding is 13 tot 4. Hy is nou in sy eenvoudigste vorm, hy is nou in sy maklikste vorm. Kom ons kyk gou hierheen. Nou het ons 'n bietjie desimale breuke. So nou kan jy vir jouself gaan sê, 0,5 is mos nou eintlik 'n half, en 0,75 is eintlik 'n 3/4. Maar ons wil graag die noemers dieselfde hê wanneer ons met breuke werk. So in plaas daarvan om nou te gaan skryf 'n half, gaan ons skryf 2/4, want 'n half en 2/4 is mos ekwivalente breuke, hulle is dieselfde. En dan 0,75 is 3/4. So nou is my noemers dieselfde, so ek vat die noemers, ek gooi hulle in die drom, ek kyk net na die tellers bo, en die teller sê vir my, wat is my nuwe verhouding. So nou is hy in sy eenvoudigste vorm, sy maklikste vorm, en my verhouding is nou 2 tot 3. Kom ons kyk hierdie enetjie. 0,3, as ek hom in 'n breek gaan sit, dan gaan ek sê, dis 3/10. En 1,2, as ek hom ook nou graag op tiendes wil hê, gaan ek sê, dit is 12/10. So nou het ek my noemers daar al klaar dieselfde, so ek vat die noemers, ek gooi hulle in die drom, en ek gebruik net my tellers. So my tellers is 'n 3 en 'n 12. Maar nou sien ek, daai goedjies kan nog 'n bietjie kleiner. Daai 3 en 12 wys sommer dadelik vir my 3 kan mos in 3 indeel, en 3 kan in 12 ook indeel. So ons kan hom nog kleiner maak. So kom ons kyk hoe maak 'n mens hom kleiner. 3 gaan in homself in 1 keer, en 3 gaan in 12 in 4 keer. So dan is my nuwe verhouding 1 tot 4, en hy kan nie nog kleiner nie, dit is sy maklikste vorm, dit is sy eenvoudigste vorm. Kom ons kyk hierheen.
Onthou toe jy breuke gedoen het in graad 4, 5 en 6, het ons gesê, wanneer ons met breuke plus en minus, moet die noemers dieselfde wees. Nou dieselfde geld vir wanneer ons verhoudings vereenvoudig. Ons wil graag ons noemers dieselfde hê. So as ek hierdie noemers dieselfde gaan maak, dan gaan ek uitkom by 3/6 aan die linkerkant, en ek gaan uitkom by 4/6 aan die regterkant. As my noemers dieselfde is, dan vat ek die noemers, en ek gooi hulle in die drom, en dan gebruik ek net my tellers vir 'n antwoord. So aan hierdie kant gaan 'n 3 wees by die tellers, en aan hierdie kant gaan 'n 4 wees. Waar het ek hulle gekry? Daarbo het ek hulle gekry. Die boonste getalletjie is my teller in 'n breek. Kom ons kyk hierheen. Onthou nou, as ons verhoudings wil vereenvoudig, as dit breuke is, dan wil ons eers die noemers dieselfde maak, voor ons by die antwoord gaan uitkom. So kom ons maak gou hierdie se noemers ook presies dieselfde. Ons maak hulle albei 15. So daai kant gaan wees 10 op 15, en hierdie kant gaan wees 9 op 15. Dan sien ek, my noemers is klaar dieselfde. Ek vat hulle, ek gooi hulle in die drom, ek gebruik die tellers bo vir my antwoord, en ek kry aan hierdie kant 'n 10, en ek kry aan daai kant 'n 9. Reg, kom ons kyk nog enetjie. Jy kan dit natuurlik nou ook so kry, so toe jy in graad 4, 5 en 6 met meter en sentimeter gewerk het die onderwyser vir jou gesê dat jy kan nie met meter en sentimeter in een som werk nie, jy moet dit altyd dieselfde maak. So ons gaan gou eers daai meter verander, dat hy ook sentimeter word. So kom ons sê 2 meter is mos eintlik 200 sentimeter, nou is dit sentimeter aan al twee kante van die dubbelpunt. So nou vir ons, watter getal in die hele wye wêreld die grootste getal wat in albei kan indeel, die grootste gemeene deler, die GGD, of die grootste gemeene faktor, die GGF, selfde ding. So ons sê, die grootste gemeene deler by hierdie twee getalle gaan wees 40, so 40 gaan binne in 200 in 5 keer, en 40 gaan in homself in 1 keer, en dit is sy eenvoudigste vorm. Onthou nou, as jy meter en sentimeter in dieselfde som kry, verander gou eers die meter, dat hy sentimeter word, voor jy enigiets anders doen. Hierso het ons vir liter en milliliter. Weereens, ons kan nie met liter en milliliter in dieselfde som werk nie, ons gaan eers daai liter moet verander, dat hy ook milliliter word. So 8 liter is eintlik 8000 milliliter, so ons gaan skryf eers vir ons 'n nuwe enetjie, waar albei presies dieselfde is. Dan, as ons klaar dit gedoen het, kan ons sê, wat is my GGD, my grootste gemeene deler, die grootste getal, wat in albei van daardie getalle kan indeel. So dan sê ons 400 kan daar in 8000 indeel, en 400 kan natuurlik ook in homself indeel. So 400 gaan in 8000 in 20 keer, en 400 gaan in 400 in 1 keer. En nou weet ons, nou is my verhouding in sy eenvoudigste vorm. Hy kan nie kleiner nie, dit is sy maklikste, kleinste, eenvoudigste vorm. Hier het ons vir kilometer en meter. Onthou nou, ons kan nie met kilometer en meter in dieselfde som werk nie, ons gaan dit eers dieselfde maak. So jy gaan eers sê, 6 kilometer is dieselfde as 6000 meter, en dan kan jy die som doen. As hulle aan albei kante dieselfde eenheid het, dan doen ons die sommetjies. So ons vind uit, wat is my GGF, my grootste gemeene faktor, die grootste getal wat in albei kan indeel. So die grootste getal wat in albei van hulle kan indeel is 500. So dan sê ek 500 kan in 6000 ingaan 12 keer, en 500 gaan in homself in 1 keer. En dan weet ek, hy kan nie kleiner nie, so hy is in sy eenvoudigste vorm, hy is in sy maklikste vorm. Dis hy, ek hoop hier het gehelp.